Ja, sy vriende, baie dankie vir die vooraf musiek, tot eer van die Here. Goeiemôre. Dis lekker, die kerk word elke week al hoe voller en al hoe voller. En dis 'n groot voorreg, soos altyd, om saam met u rondom die woord te wees en ook te luister saam met u ook na die stem van die Here. Ook vanoggend 'n paar besoekers sien ek hier, so nuwe intrekkers, baie welkom vir u ook. En mag u ook die teenwoordigheid van die Here beleef, want die Gees en die Here is in ons teenwoordigheid en ons in sy teenwoordigheid. En mag die Here ons seën ook in hierdie wonderlike tyd. Aankondigings, jy het by die deure die blaadjie ontvang. Ek gaan net 1 of 2 gedagtes uitlig. Ons het so 'n maand terug, het ons gesonde gesinne bediening, so eenmal 'n maand het ons 'n braai en so 'n bietjie geestelike toerusting geleentheid. En ons het begin op 'n Sondag, en toe kom ons vinnig agter, maar ouers met jong kinders, 'n Sondag aand is dalk nie 'n goeie tyd nie. Want daar's 'n week wat voor lê, en toe beskuif ons dit Vrydag toe. So ons volgende byeenkoms vir hierdie maand is nou eerskomende Vrydag. Ons ouers met kinders, ons jong gesinne, kom braai lekker saam 6:00 die aand in die Langgebou, en dan sal so vinnig so 'n stukkie pitkos en so 'n bietjie saamgesels oor die eise wat spesiaal ook op jong gesinne en op gesinne met kinders van toepassing is. So 'n lekker kuiergeleentheid, ons gesonde gesinne bediening, eerskomende Vrydag aand 6:00 in die Langgebou. Volgende week nagmaal, jy het ook gesien, so kom ons berei ons voor en ons dink daaroor. En ons stap ook hierdie week met die gedagte, ons gaan nagmaal gebruik volgende week. Dan 'n mooi beweging. So met die COVID-tyd het baie van ons Bybelstudiegroepe en ons omgegroepe het net tot stilstand gekom. En baie van die groepe sukkel so 'n bietjie om aan die gang te kom weer. Nou ons het nou ons manne Bybelstudiegroep is dan so aan die gang so vir 2 maande, 2,5 maande al. En dan begin nou 'n nuwe dames Bybelstudiegroep. Dinsdagoggend 9:00 in die gebedskamer. So 'n nuwe dames Bybelstudiegroep, Teresa gaan voorloop daarso. Dinsdagoggend 9:00 in die gebedskamer, Bybelstudiegroep vir ons dames. Ons hoopelik daar kom so baie dat hy moet verdeel en weer verdeel. So en hoekom dit belangrik is, ons beoog ook om so net na Opstanding Sondag 'n 40 dae oordenking te hê tot en met Pinkster. Ons sal later vir u die detail gee. 40 dae wat ons so 'n bietjie gaan stap saam elke week, en ook in groepies en ook individue rondom die tema van ons jaartema, maar ons sal later vir die inligting deurgee. So as daar groepies is wat spontaan bymekaar kom, paar vriende, 2 huisgesinne, ons wil die aanmoedig. Ons gaan geleentheid gee ook spesifiek, ook in daai tyd wat ons spesifiek 'n sekere tema kan oordink. En dan ons laaste aankondiging, die res kan u maar by die huis rustig deurlees. Tineke wil praat vanoggend. Dis vanoggend omgee Sondag. En sy wil net so ietsie oor die HVA en meer met ons deel. Dankie. Goeiemôre broers en susters. Ek verstaan dat almal kan sien. Dis vanoggend omgee Sondag, soos ook Andrei gesê het. Ek wil u net vanaf die diensdag, dis dalk nuwe mense en almal net weer herinner aan ons hulpverleningsaksie in die gemeente, kortweg die HVA. Nou ons hoofdoel is om vir ons eie behoeftige lidmate te sorg, en dit is omtrent waartoe ons huidige finansiële posisie ons toelaat. Daar is die nood aan buite ook baie groot, en dan wil ons ook graag uitbrei na ander dinge toe. Ons bestaan uit 'n kleinerige komitee wat op hierdie stadium die hoofsaaklik maar met die uitdeel van kos en klere gemoeid is. Jackie Oudians is die ou wat die pos hanteer, Dirk en Madeleine Luus, Dirk is die ondervoorsitter. Martie Jansen van Rensburg is ons maatskaplike werker. Jaapie Sonje is ons tesourier en aankoper wat
elke maand op 'n spesiale aanbieding jag is, so hy soek regtig waar hy die goedkoopste goed elke keer kan kry. En dan Dr. Andre is die leraar wat per jaar vir hom betrokke is. Ek weet, u weet waarskynlik dat die nood baie groot is, nie net in ons gemeente nie. Jy kan agter op bladsy 4 van die boodskappe het ons 'n versoek gerig weer en gesê hoe u kan bydra. Vanmôre wil ek u so 'n bietjie meer vertel van die mense wat gehelp word. Ons het op hierdie stadium 24 besoekpunte, of nie besoekpunte nie, maar punte waar ons kos aflaai. Toe COVID begin het, kon ons nie die mense hier by mekaar kry, hulle kos kom haal nie. Toe het ons begin met te gaan aflewer by die huise, eenmaal 'n maand, en daardie reëling staan nou nog, ons sal maar kyk of dit ooit weer gaan verander. Dis 24 punte, in totaal 41 siele, waarvan daar 4 gesinne met kinders is, dis in totaal 11 kinders. Die jongste enetjie is omtrent 2 maande en die oudste persoon is 83 jaar. So ons dink regtig die hele spektrum. 13 van daai mense is pensionarisse. Die meeste van hulle moet net met 'n SASSA-pensioen oorleef. Daarmee moet hulle huis of 'n kamer of iets huur om 'n dak oor hulle koppe te hê. Hulle moet kos koop, hulle moet toiletware en al die gewone dinge koop, en jy weet hoe onmoontlik dit in die huidige tyd is. Ons probeer om jaarliks by die mense uit te kom. Nou in die COVID-tyd was dit ook moeilik, net weer om die posisie te gaan oorweeg en te kyk hoe ons hulle kan help. Soos ek gesê het, ons gee 'n kospak, dis 'n redelike frispak met kos en 'n bietjie toiletware en wasgoed en skottelgoedseep. Dit is naby vir 'n gesin, bedra dit so tussen 700 en 800 rand per maand die waarde daarvan. En vir enkel persone is dit so die helfte daarvan, ons maak onderskeid. So ons is baie dankbaar vir al die donasies in die vorm van geld en in die vorm van goed wat ons van kry. Ons is ook baie dankbaar teenoor die vrouebediening onder leiding van Theresia hulle, wat ons ook baie goed gesind het en ook altyd help wat hulle kan. Ook Pauline by die kantoor wat nooit nee kan sê as daar iemand van die straat af instap en hulp nodig het nie, wat ook vir ons baie goed te doen. Sonder u wat ons hande sterk maak, kan ons nie aangaan nie. Ons wil net vir u sê, daar is van die mense wat desperaat is, wat al as hulle nie hulle lewe aan die einde van die maand kon betaal nie, of dit lyk of hulle dit nie gaan regkry nie, wat regtig op die rand van selfmoord omdraai. So ons kan nie hierdie nood ligtelik opneem nie. Ons plaas gereeld versoeke in die boodskappe vir ander dingetjies, ook van gehoorapparate tot microgolfoonde, gastofies, en asseblief as daar van julle is wat ou selfone het, wat nog 'n laaier het en wat julle nie meer gebruik nie en ook nie vir die kinders gegee het nie. As iemand van ons mense se selfoon breek, kan hulle dit nie vervang nie, en dis al manier wat ons het om met hulle te kommunikeer. Weereens baie dankie vir julle bydraes, ons waardeer dit. En laat ons maar die lese van ons gemeente hierdie jaar veral in gedagte hou, ontvang te gee. Ons is op die rentmeesters van alles wat ons in Here se hand ontvang. En dis nie bedoel om net alles self te gebruik nie. Baie dankie vir julle geduld. Baie dankie Tineke, jy het mooi gehoor. So ons vertrou die Here voorsien wat nodig is. Nou is dit tyd vir my jong maats. Dis so lekker om julle weer bymekaar te kry. Ja, sê, hierdie jong maat is jou eerste hierso. Sit gerus, sit gerus. Kom gerus nader. As daar nog maats daarbo, as daar nuwe maats is, julle is welkom. Die wat bietjie skaam is, julle kan maar sit. Julle kan volgende week nader kom, maak nie saak nie. Daar kom nog 'n maatjie. Ja, sê. Môre, welkom julle. Hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Dit lyk of dit goed gaan met julle. Dit lyk of dit goed gaan. Môre, welkom hierso. Jong, ek vanoggend nou hier so in die kerk instap, toe wonder ek nou, hoe bou mens 'n kerk? Julle al bietjie gewonder, hoe bou jy 'n huis? Ek het gewonder, miskien is dit soos met Lego blokkies. Wie vind julle dit Lego? Ja, nou Lego blokkies besluit jy mos sommer. Jy besluit sommer jy bou so en dan vat jy hierdie en dan vat jy hierdie en dan partykeer dan bou jy 'n mooi huisie. Maar partykeer kom jy agter maar jy bou 'n venster, maar die venster is daar bo en jy vergeet om 'n deur in te sit. Gebeur dit met julle op partykeer? Toe wonder ek nou, as mens nou 'n kerk bou of 'n huis bou, hoe gebeur dit?
Kom die manne sommer en laai net 'n klomp hoopstene af en sê hulle kom vandag gaan ons nou 'n huis bou. En dan pak elkeen nou maar op en kyk wat gebeur. Werk dit so dink julle of nie? Nee, ek dink dit gaan werk. Hoe werk dit dink julle? Ja? Beplan. Mense moet eers beplan, hè? Baie dankie. So iemand, en nie so is nou baie manne in die gemeente wat argitekte is en tekenaars en alle manne wat nou besig met die bouery te doen het, né? So jy moet eers 'n plan gaan teken. Ooms wat weet en die tannies wat weet, hulle teken 'n plan en dan sê hulle van die manne wat nou bou, julle moet hierdie plan volg. En dan maak die mense die plan oop en sê hulle, hierso moet ek so 10 stene en dan moet ek 'n deur insit en so. So dis nogal goeie beplanning. En weet julle toe ek dit onthou ek die Here het gesê in die Bybel, ons is soos 'n huis. Het jy dit al gehoor? Dis 'n vreemde beeld, né? Maar dis 'n mooi beeld want die Here sê ons lyfie en ons lewe is soos 'n huis wat Jesus bou. En elke dag alles wat met jou gebeur is so steentjies wat op daai huisie is wat hy bou. En daar in die Nuwe Testament sê die Jesus, die Heilige Gees, hy woon in ons en ons is eintlik die huis waar God is. So die kerk, hier waar ons bly, dis waar die kerk is, waar ons nou kerk toe kom. Maar Jesus sê eintlik ook, ons is ook die kerk. Oral waar ons gaan moet ons van hierdie goeie nuus vertel. Nou weet julle, daar is 'n ander teksie en dis wat ek vanoggend mee wil sê. Ons wat nou die huis van God is, wat hy bou, hy het ook 'n baie mooi plan vir ons. Baie keer, ek voel julle ook baie keer, maar mense wonder baie keer of God hoor as ons bid. Gebeur dit met julle ook of weet julle altyd God bid? Of God luister vir ons? Ja, hy luister, maar baie keer dan voel dit vir ons groot mense baie keer. Dit voel so ons wonder maar hoor God. En weet julle in Jeremia 29, en dis nou 'n teks wat net nou ons gaan met mamma en pappa en oupa en ouma praat. Is daar 'n mooi beeld. En hierdie beeld gaan oor 'n kaart. Het julle al 'n kaart gesien? Hierdie lyk soos dis nie 'n seerower kaart nie. Hierdie is 'n kaart van iemand se lewe, het iemand gesê. Het julle al gesien hoe lyk? Ek kan ook wys verduidelik vir julle. Iemand sê eendag dis asof mense lewenspad. Dis soos 'n lang pad wat loop. En dis nou die manier hoe mense nou groot word. En alles wat jy doen. Daar's 'n baba bottel. Wie van julle het nog 'n baba sissie? Boetie. Ja, nou hier's die bottel. Sien jy, daar's die bottel, né? En daar's 'n speelgoedwaandjie. Daar word mense nou gebore. En dan loop jy op hierdie pad. En mamma en pappa stap saam met jou, maar die belangrikste Jesus stap saam met jou. Maar is hierdie pad, is dit 'n maklike pad partykeer of is dit raak hy moeilik partykeer? Partykeer moeilik. Want kyk wat hierso is 'n boom. En toe ek nou naby daai boom kom te sien ek dit lyk so 'n appelboom en toe ek hom vat, te sien ek as dorings aan. Ek steek in my vingers so 'n bietjie. En dis maar baie keer hoe dit in lewe ook is. Nou baie keer stap jy op pad en jy's so opgewonde oor ietsie, oor 'n maatjie. En as jy op die skool kom is die maatjie so ongeskik mee. Dis soos daai doring. Maar ons stap verder want Jesus sê hy stap saam met ons en dan stap jy op 'n pad en daar is so 'n bietjie koel water. So baie keer gebeur daar iets mee en as jy so bly, as jy so gelukkig jy kry hierdie geskenk wat jy gehad het of pappa en mamma druk jou vas en sê ook ek is so lief vir jou. Dis is daai koel water. En dan stap jy 'n bietjie verder en jy stap verder. En dan sien jy wat is daai? Stopstraat. Partykeer sê jy vir mamma, "Mamma, ek wil hierdie speelding hê nou." Dan sê mamma, "Stop. Ek kan dit nie nou kry nie." Wat maak ons? Wees geduldig. En so gaan die pad aan. Iemand sê dis soos die pad wat Jesus elke dag met ons stap. En waarheen stap ons? Ons stap daarheen, daar waar die kruisie is. Want dit is die groot woord sê Jesus en God het 'n doel met elkeen van ons. So eintlik vir ons beteken dit maar net dat jy en ek is baie spesiaal. En dat ek en jy stap nie sommer hierdie pad, ons wat die huisie van God is. Ons stap nie sommer en kyk ons waar kom ons uit nie. Partykeer stap mense sommer in die bosse en dan sê hulle weet nie waarheen stap hulle nie, hulle stap sommer net. Jesus sê nee, ons stap nie sommer net nie. Hy het 'n spesiale plan vir julle en vir my. En wat julle ook al eendag gaan word, miskien gaan julle hierdie kerk teken of miskien gaan julle bou of miskien gaan julle op 'n rekenaar werk. Maak nie saak nie, wat se werk jy ook al doen. Ons moet dit so doen om te weet Jesus is by ons en daai werkie moet ons doen vir Jesus, nie vir mense nie. So dis 'n bietjie 'n swaar boodskap, 'n gewigtige boodskap, 'n moeilike en mamma en pappa, ek sien hulle luister. Hulle gaan vir julle verder verduidelik. Want God bring ons uit by daai pad waar hy graag wil hê. En op hierdie pad is daar baie dinge. Moeilike dinge, lekker dinge, maar ons loop nooit alleen nie. Want God het 'n groot plan vir ons. Kan julle dit onthou? Volgende week gaan ons dalk 'n bietjie verder daaroor praat, maar dit vra vir mamma en pappa nou of hulle mooi geluister het, hulle verder vir julle verduidelik. Oor hierdie pad wat Jesus met ons stap, met dorings op en met koel water. Want ons is die huis van God. Kan julle dit onthou? Goed, kom ons bid. Jesus, baie dankie
dat U by ons is. Dankie dat ons as kinders aan die lewe geniet, voluit geniet. Weet Here ook ons kan onthou dat U sê Here daar in die Bybel dat U ons geken het nog voor ons gebore is. Nog voor ons 'n baba bottel gedrink het of in 'n stootwaandjie gery het. Nog voor mamma of pappa van my geweet het U al van my geweet. En Here ook my lewe loop ons nie alleen nie. Dankie dat ons kinders vir U belangrik is, soos ons groot mense en ons as familie van U, waarvan dat ons deel van die kerk is en dat U die hoof daarvan is. Lei ons ook hierdie dag, ook die kategete, dankie vir die goeie werk wat hulle doen en seën ook daar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sê dankie julle wat geluister het en lekker week vir julle. Is dit reg? Daar sê vriende, terwyl ons jong maats uitbeweeg om ook te gaan verder oordink en kerk te wees, ook wat ons hier oggend vandag beleef, gaan ek vir ons 'n stukkie saam lees. Dis lydenstyd en jy sien hierso die simboliek wat ons altyd maar ook in die gemeente het om aan te toon die pad wat Jesus gestap het. Die lig wat gekom het na die wêreld toe. En stadig maar seker is die lig uitgedoof. Vanoggend lees ek vir ons hierso in Johannes. Johannes skryf daaroor. Johannes 1 vers 9. Hy sê die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Broer en suster, Jesus het gekom. En hierdie simbool, soos die rookies wat so trek, herinner ons wat iets van God se hart, in God se hart moes gebeur het. Jesus wat gekom het, hy wat die skepper is. Kolossense sê, voor die skepping was hy daar, alles is deur hom en vir hom geskep. Hy word 'n mens. Hy het liefde vir jou en my. En op die pad, selfs by sy geboorte, van sy geboorte af, en ons ken die verhale, is hy nie vriendelik ontvang nie. Mag ek en jy ook in die lydenstyd opnuut nadink oor die pad wat die Here gestap het. Dis 'n pad van lyding en 'n pad van hartseer. Maar die goeie nuus is, ons kruisig nie die Here elke jaar weer nie. Uit die as, uit die rook, uit die dowwe vlammetjie, uit die geknakte riet, het daar lewe gekom vir ons. En daarom sit ons vanoggend hier. En daarom, terwyl ons so sit, kom ons sing ook 'n lied. 'n Lied wat gaan oor Christus, 'n lied wat gaan oor hoop, wat uit die dood uitkom. Ons sing 'n pragtige lied, jy kan so bly sit, dan sing ons die lied 219 vers 2. Die lydenspad het uitgeloop op oorwinning. Daar hoor ons wat Jesaja sê. Jesaja skryf in hoofstuk 54, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou, sê die Here, sal nooit verdwyn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet. Amen. Dis die belofte wat Israel gehoor het in moeilike tye. Dis die belofte wat die nuwe Israel kan hoor in moeilike tye. God se liefde en God se trou wat vas staan, nie wankel nie. En ons kan sê amen, want dit is so. En daarom kan ons mekaar groet met vreugde, met blydskap, mekaar herinner
Om te sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, hy wat hier is, die trooster, hy wat ons in die waarheid lei, met ons wees, en met ons bly. Amen. Vriende, kom ons antwoord ook hierdie seëngroet, hierdie beloftes van die Here, kom ons antwoord met 'n lied, sing 'n pragtige psalm, en daarna kan jy ook bly staan vir die geloofsbelydenis. Broer en suster, 'n belydenis, en jy weet, ek sê dit gereeld. 'n Belydenis is iets wat gesê word en geleef word. 'n Belydenis word gebore uit bloed en uit toewyding en uit swaar kry en uit standpunt inneem vir dit wat ek glo. En vir ons wat keer op keer maar die belydenis so baie keer sien as 'n trappie na die preek toe. Ons moet dink daaroor. Hierdie belydenis, veral Nisea, die van die wat so 'n bietjie al gebraai het daar in die geskiedenis van die vroeë kerk, sal weet dit het bloed gekos. Letterlik mense wat hulle lewe verloor het omdat hulle neergepen het wat ek en jy maklik sê. Kom ons gaan leef dit. Wat glo ons ten diepte? As ons vanoggend in die Oekraïne gestaan het, sou ons dit gesê het? Hoe sou ons dit gesê het? Vir wie sou ons dit gesê het? Wat sê ons? Ons glo in een God, die Almagtige Vader. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo ook in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. Verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is. Hy wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo ook in die Heilige Gees. Hy is die Heer en die lewendmaker,
wat van die Vader en die Seun uitgaan. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis. Amen. Jy kan maar sit. Broer en suster, liewe kinders, jong mense, voor ons by 'n uitdagende woord in Jeremia 29 gaan stil staan, ook my voorreg om saam met u te bid. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons het nou net ons geloof bely. Ons het nou net, Here, vir u opnuut en vir hulle rondom ons en vir elkeen wat wou luister, ook herinner aan wat die diepste fundament, die fondasie van my hart is. Here, ons sê dit maklik met ons mond, en tog, Here, moet ons ook bely vanoggend dat ons baie keer maar skat in kleipotte in onsself vind. Here, soos Paulus daar geskryf het vir Korintiërs, Here, dat ons kleipotte is wat maklik breek. Ons het hierdie skat, hierdie krag in ons, Heilige Gees, U wat in ons woon, Here, U wat ons nuut gemaak en gered het. En tog as ons kyk na onsself, dan sien ons kraakies. Here, wil U dat hierdie lig wat binne ons is, deur die kraakies na buite straal. Dankie Vader vir die voorreg om saam te wees as gelowiges. Dankie Here, dat ons weet ons is in die midde, want U beloof dit. U sê Here, daar waar ons byeen is in die naam, daar rondom die woord, daar is U by ons, en daarom het ons 'n verwagting om ook U stem te hoor, soos U elke dag met ons praat, ook daar by die werk, en ook daar in die motor, en ook daar waar ek vakansie hou en my vriende gesels. Dankie Here, dat ons mekaar kan bid. Dat ons bid Here ook vir die werk wat U ook deur hierdie gemeente, waarvan U die hoof is, ook doen. Here, vir die HVA wat ons net van gehoor het, en so elke ander kommissie, so elke ander gelowige Here wat ergens iemand help, in sy straat of by sy werk. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons die begenadigdes van U is. Dat ons ontvang, nie net fisies nie net materieel nie, maar geestelik geseën is Here, ons wat groot geword het, baie van ons in die kerk. Ons Here wat elke dag Bybel lees en kennis inwin van die goeie nuus, van die lewe. Help ons om dit nie vir onsself te hou nie. Maar maak ons geestesoë helder, Here, dat ons sal weet wie op ons pad kom elke dag en vir wie om wat te deel mee, tot eer van die naam. Here, so bid ons vir die werk wat U ook doen, die sendelinge wat ons ondersteun in die gemeente, evangeliste oor die wêreld heen, dat U ook hulle sal wees in hulle uitdagende omstandighede. Ons dink spesifiek, Here, aan die Oekraïne vandag, en so dink ons, Here, aan al die oorloë wat dikwels by ons verbygaan, lyding oor die wêreld heen, daar waar gelowiges, dit baie keer baie moeilikheid, en ons vergeet dit, Here, as ons rustig in die kerk op 'n kussentjie miskien sit, of dink aan die lekker ete wat ons net nou gaan hê. So dink ons, Here, aan die gelowiges in Oekraïne, en ook die ongelowiges. Ons dink aan hulle julle wat betrokke is by geweld. Ons bid, Here, dat U harde harte sal verander. Ons bid dat U ons fokus opnuut sal instel, fyn instel om te kyk na mense, om te kyk na die geskiedenis, om te kyk na ons lewe, soos U na ons kyk. Dankie vir die kruis. Dankie vir oorwinning. Dankie vir die beloftes. Dankie vir lewe. Here, raak ons ook aan, ook nou deur die woord. Ons vra dit in Jesus die Here se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n stukkie saam lees. Jeremia 29. Dis ook die teks. Dis ook die teks van die Wêreldbiddag vir vroue wat ook hierdie jaar deur die wêreld heen gehou is, en die dames wat nou eergister hier in die kerk byeen was, sal weet, ook hierdie is ook die teksgedeelte wat wêreldwyd ook hierdie jaar hanteer is. Jeremia 29. Kom ons lees daar van vers 4 af. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het.
Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. En ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. Maar so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sê julle my aanroep. Julle sal tot my bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan na my wil ken. En as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons lees tot sover, en ons oordenking gaan vanoggend oor die hele gedeelte. Broer en suster, hierdie is 'n stukkie geskiedenis. En ek weet nie wanneer laas jy hierdie stukkie geskiedenis gelees het nie. Baie keer staan ek en jy stil daar by vers 11. Maar vers 11 moet jy saam lees met dit wat ons vooraf gelees het. En so as 'n inleiding wil ek so bietjie terugvat daar na die tyd toe die kinders by die skool gaan aflaai het. Nou, baie van die jong mense, julle sal weet waarvan ek praat. Oupa en ouma, miskien het julle al bietjie kinders daar by die skool gaan aflaai of gaan haal. Miskien het julle kinders julle vertel. Hoe lyk dit as 'n kind daar deur die skoolhek gaan? Het jy al onthou u? Miskien as jy terugdink. Ek gaan nou elke oggend met my seentjie hier by die skool gaan aflaai. En elke oggend verstom ek my wat daar gebeur. Want al die kinders stap baie ordelik tot by die skoolhek. En dan word daar nou gesaniteer en alles gedoen wat daar gedoen moet oor ons tyd. En dan van die hek af vlieg hulle weg met 'n spoed. En hulle maak 'n resies, asof daar 'n resies is. En hulle hardloop. En hulle is bly. En hulle gooi hande in die lug. Hoekom? Want nou is belangrik. Hulle weet nie waar pouse is nie. Hulle weet nie wat in die klas gebeur nie. Maar hierdie moment is belangrik. En hulle vier dit. Hulle hardloop en hulle gesels. En dieselfde as die skool uitkom, onthou u. Nou toe ek so dit beleef elke dag, toe dink ek, dis eintlik wonderlik. Hulle vier die lewe. Ja, broer en suster, onthou u toe dit met u gebeur het? Toe die knieë nog so bietjie losser was. Hardloop. As mens ouer word, dan behoort jou spoed deur die hekkie af te neem. Dis doodnormaal. Maar jou entoesiasme behoort toe te neem. Jou spoed behoort af te neem, maar jou entoesiasme, jou lus vir die lewe, jou lus vir nou, behoort toe te neem. Maar ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee. Ek en jy wat net nou 'n belydenis gesê het van ons glo in die Here, die lewende Here, hy wat gekom het, gesterf het en opgestaan het. Hy is ons hoop, ons krag. Dis die krag waaruit ons elke dag behoort te lewe in moeilike omstandighede. En dis die boodskap wat Jeremia ook vir hierdie mense het. En daarom die tema vanoggend, en jy het gelees net nou. Die tema is lewe nou. Lewe nou met 'n uitroepteken. Want hoop en vrede is God se geskenke vir jou. Lewe nou. Hoop en vrede is God se geskenke vir jou. En dis wat Jeremia vir hierdie mense gesê het. En waarom praat hy daaroor? Want Jeremia het beleef en die Here het beleef wat ek en jy baie keer beleef. Baie mense leef met hulle lyf in 2022. Maar jou gees is ver terug in die verlede. Jou lyf is hier. Maar jou kop en jou gedagtes is ver terug op 'n ander plek. Nou vriende, dis nie heeltemal verkeerd nie, want kyk, die Here sê ons gereeld in die woord, ons moet teruggaan en ons moet onthou van die goeie dinge wat hy gedoen het. Elke keer as Israel in die moeilikheid was, dan vat hy hulle terug en hy sê, gaan kyk in Egipte. Onthou hoe ek jou gered het en uitgelig het. So dis 'n goeie ding om terug te leef. Maar jy moenie daar bly nie.
Jy moenie daar bly nie. En dis wat Israel gedoen het. Israel het geleef in 'n tyd en 'n plek wat nie meer bestaan het nie. Hulle is vreemdelinge in 'n vreemde land. En jy ken die geskiedenis. Hulle is in Babel, vreemdelinge. Die tempel, daar waar hulle geglo het God gewoon het, God was, is afgebreek. Die mure van Jerusalem is plat. Hulle is vreemdelinge in 'n vreemde land. En die enigste lied wat hulle ken, is die lied om terug te gaan. Is die lied om te sê, Here, waarom het hierdie krisis gebeur? Asof hulle nie geweet het nie. Hulle kop en hulle hart was terug in die verlede gewees. En hulle het romanties teruggedink oor die goeie ou dae, toe hulle tempel toe kon gaan en geoffer het. En die Here hulle geseën het as die uitverkore volk. Die gevaar daaraan, en dis waaroor Jeremia praat, is dat hulle God se beloftes vir vandag, vir hier en vir nou mis. Want die Here het beloftes vir hulle gehad in Babel. Hy het hulle geseën, hy het vir hulle hoop gegee. Maar hulle het so teruggeleef na die verlede toe, dat hulle dit wat rondom hulle gebeur het gemis het. En gedink het God het hulle vergeet. En broer en suster, dis die gevaar, dat as mens terugleef, God het 'n wonderlike toekoms ook vir hulle beplan. Broer en suster, dis die gevaar van jou en my baie keer. Ek en jy wat so hunker na die verlede, dat ons in die verlede agterbly. En dat ons mis, dat my naaste of iemand wat op my pad kom, die seëninge van die Here wat ons elke dag moet leef en uitdeel, ons sien dit meer raak nie. Ja, hier was mense in Babel gewees, wat in die naam van die Here vir hulle verkeerde raad gegee het. En Jeremia skryf, hy sê daar was profete gewees, en daar sieners gewees, geestelike leiers wat gesê het, hierdie moeilikheid gaan net so kort tydjie wees. Julle moenie hier Babel vestig nie, in hierdie slegte omstandighede nie. Nee, een van die dae is julle terug, daar waar julle wil wees. God sal daarvoor sorg. En die mense het dit geglo, en die mense het gaan sit, en moedeloos as op hulle koppe gegooi, en gesê, Here, wanneer help U? Wanneer help U? Hulle het nie 'n bydrae gelewer nie. Dit terwyl die Here 'n belofte vir hulle het. En daarom kom Jeremia, en hy praat hard. Hy sê, hierdie mense praat nie die waarheid nie. Hulle sê iets in die naam van die Here, maar dis nie die Here wat praat nie. Hierdie is 'n revolusionêre boodskap. En oralster as mens voorberei gaan kyk, hierdie boodskap is 'n revolusionêre boodskap. 'n Radikale boodskap. Dit wat Jeremia hierso sê. En jy weet ons wat gebeur by 'n revolusie. 'n Revolusie gooi dinge de mekaar. 'n Revolusie breek dinge af. 'n Revolusie laat jou anders kyk. Nou hier gekyk het. Broer en suster, hierdie woord is 'n revolusionêre woord. Dis 'n woord wat jou voor die keel aan die keel gryp. Letterlik. En jy laat mooi kyk oor hoe dink jy oor die lewe? Hoe dink jy oor God? Want wat sê Jeremia hierso? Ons het gelees, hy sê iets wat die mense nie wil hoor nie. Mense wat in 'n vreemde land is, in 'n vreemde plek, onder 'n heidense regering, met geestelike leiers wat vir hulle sê, een van die dae is julle terug. Jeremia sê vir hulle, God sê anders. Wat sê die Here? Die Here sê, vers 7, bou vir julle huise, woon daarin, trou, lê tuine aan, bring kinders in die wêreld, bid vir die koning van Babel, bid vir hierdie moeilike omstandighede, want as dit goed gaan met hulle, dan gaan dit goed met julle. Broer en suster, dit klink soos hoogverraad vir baie van die Joodse leiers. Baie van die Joodse leiers het gemeen, hulle is hierso in 'n vreemde plek. Hulle moet hier uit. Hulle moet hier uit. Die Here sê, daar waar jy nou is waar ek jou wil hê. En daar waar jy nou is waar jy moet, soos 'n paar jaar terug gesê het, blom waar jy geplant is. So tema in die kerk gewees. Blom waar jy geplant is. Dis 'n moeilike boodskap. Die Here sê vir hierdie mense, julle gaan ten minste 70 jaar in die omstandighede wees. Ten minste 70 jaar, 'n geslag of 2 gaan nie Jerusalem sien nie. Hulle gaan die tempel nie sien nie.
Maar in hierdie vreemde is ek by julle. In hierdie vreemde gee ek geskenke van hoop en vrede en liefde vir julle. Ek gee vir julle hoop, iets om na uit te reik. Nie wanhoop nie. Want dit is wat die valse leraars gebring het. Hulle het vir hulle nie hoop gegee nie. Hulle het gesê, ergens gaan julle omstandighede verander, ons weet nie wanneer nie. Ons hoop die Here gaan help. Dit gaan vinnig gebeur. En elke dag verloor die mense al nie meer hoop. Die Here sê, met 'n revolusionêre boodskap, hy sê, bou huise, gaan lewe voluit, lewe nou. Soos die kinders wat hierdie hek hardloop, entoesiasties. Ons weet nie hoe lyk net nou nie. Ons weet hoe het gister gelyk. Maar wat saak maak is nou. En nou gaan ek voluit lewe. Broer en suster, die nou vir hulle was nie maklik nie. Die nou was nie om rustig in die kerk te sit en net nou tee te drink saam met mede-gelowiges nie. Die nou was vreemdeling in 'n vreemde land. 'n heidense koning. Reëls en wette wat jy nie gekies het nie. Jou familie was miskien nog van hulle in die oorblyfsel van Jerusalem gewees. So die nou is nie rooskleurig nie. Die nou is nie sonder siekte nie. Die nou voel hooploos, doelloos. Maak jou moedeloos. Miskien voel jy vanoggend so. Miskien voel jy, man, hierdie nou, waar ek nou is, ek wil nie hier wees nie. Ek verlang na die dae, toe ek soos my kleinkind, of my seentjie kon hardloop deur die hek. Sorgeloos. Sorgeloos. Jeremia sê, julle spoed neem af, maar julle entoesiasme moet groei. Want die Here is die een op die pad saam met julle. Hoop en vrede is geskenke wat hy gee. Broer en suster, dit was 'n radikale boodskap. 'n Boodskap wat die mense nie wil hoor nie. Maar dit is 'n boodskap wat die Here gebring het. Interessant, as jy hierdie teks lees, maak die Here hulle los van hulle sekerhede. Wat was hulle sekerhede? Toe hierdie Jode in Israel was, het hulle gemeen, hulle is die uitverkore volk. Niks kan met hulle verkeerd gaan nie. Hulle is God se witbroodjies. God sal nie iets sleg met hulle laat gebeur nie. Meer nog, daar was 'n tempel gewees. 'n Tempel baie ouer as hierdie kerkgebou. En van geslagte is daar geoffer. En as jy by die Here wil praat, dan kom jy tempel toe. En daar vind jy hom. En jy gaan met vrede huis toe, nadat jy jou bokkie of jou duif geoffer het. Sekerhede. Hulle het gemeen, as ek net my offers kan bring, dan is God tevrede. Dan kan ek self sy arm miskien draai, om my te help. So het hulle gemeen. En toe, een oggend word hulle wakker. En soos die manne en mense in Oekraïne wakker geword het, staan Nebukadneser voor die deur, en hy klop nie, hy breek hom af. En die roem van die bevolking word weggevoer, Babel toe. Die mure word afgebreek, die tempel is in ruïnes. En mense se hoop val soos broodkrummeltjies uit, so ver soos hulle gaan Babel toe. En hier sit hulle. Hier sit hulle hooploos. En wat doen die Here? Hy stuur hoop vir hulle. Hy sê, lewe nou. Bou huise in Babel, bly daar. Bid vir die koning. Bid dat dit goed gaan met hierdie mense. Want as dit goed gaan met hulle, gaan dit goed met julle. Wees julle die lig en die sout van die Nuwe Testament. Broer en suster, toe die sekerhede afgebreek is, toe hoor hulle, toe sien hulle die eerste keer God se harte, God se stem in moeilike omstandighede. Broer en suster, hierdie gedeelte konfronteer ook vir jou en my met onsekerhede, hoe ons dit hanteer. Dit konfronteer vir jou en my met hoe ek en jy kyk na omstandighede in jou lewe en in die wêreld, in die kerk, wat anders is as die romantiese tyd van vroeër. Die tyd waarin ons terug wil gaan, wat so lekker is. Israel wou teruggegaan het. Maar daar was niks om terug te gaan nie. Die mure was gebreek, die tempel is verwoes. Al wat hulle het was nou. En die beloftes van die Here. En die trou van die Here. Daarom skryf Jeremia in moeilike omstandighede
met hoop, met vreugde. Hierdie gedeelte, broer en suster, daag jou en my uit, om nie die kort paaie te vat of te volg nie. Vers 8 en 9 praat van die kort paaie in hulle konteks. Kort paaie wat jou laat leef, asof God nie daar is nie. Want jy sien, broer en suster, as mens heeltyd omkyk, dan lewer jy nie 'n bydrae nie. As jy heeltyd omkyk, dan sien jy nie nood rondom jou raak nie. As jy heeltyd terugkyk, as jy soos 'n motoris, wat agtertoe kyk, en op 'n keer beland hy in die teenoorgestelde baan, kan hy skade aanrig van 'n motor wat van voor af kom. Fokus daar waar jy in jou pad is. Kyk rondom jou, is die boodskap van Jeremia 29. Broer en suster, dis nie 'n maklike woord nie. Dis 'n radikale woord. Dis 'n uitdagende woord. Soos die Here baie keer in die woord ook met ons praat. Kan dit wees dat ek en jy miskien wag vir 'n bus wat lankal gebreek het, op pad na eers van nie meer bestaan nie. Jeremia sê, moenie langs die bushalte gaan staan nie. Lewe nou. Vat dit wat jy het, die bietjie wat jy baie wat jy het, en begin stap. Stadig teen jou eie pas. En begin rondom jou kyk. En jy sal vind, jy stap nie alleen nie. En jy sal vind, daar's nie 'n bus wat jou uitruk uit hierdie omstandighede, hierdie siekte, en hierdie moedeloosheid, hierdie hooploosheid nie. En jy sal vind dat in hierdie omstandighede, vind jy 'n Here, wat die pad ken. Elke pad, wat hy gegee het op die lydenspad, is die lig uitgedoof, en hy het volhard tot die einde toe, sodat ons met hoop ook kan kyk na ons eie lewens, en die van ander rondom ons. Broer en suster, lydenstyd is 'n revolusionêre tyd. Want lydenstyd praat van liefde en hoop, ten spyte van geweld. Dit bid vir vrede, terwyl mense besig is om spykers in my hand te slaan. Dis radikaal, dis 'n revolusie, dis anders, as wat ek en jy wil. Dis wat Jeremia 29 oor praat. Waarom sê die Here hierdie dinge? Vers 11. Vers 11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Hoekom sê die Here hierdie dinge? Want hierdie vers praat oor die Here se hart. Wat is die Here se hart vir jou en my? Weet, dikwels verwag ek en jy slegte dinge van die Here. En toe ek dit lees toe, dis dit 'n vreemde ding om te sê. Maar mense verwag baie keer nie die goeie van die Here nie. Keer op keer ontmoet ek mense wat elke keer wag, wanneer gaan die Here my straf? Of wat het ek nou gedoen om dit te verdien? Of hoekom het die noodlot my getref? So asof die Here reg sit om te kyk waar hy my tekort kan doen. Ek was glo mense dit, onbewuslik. Hierdie woord sê nee, hoor God se hart. God se hart vir kinders en vir jong mense. In moeilike omstandighede. Ek ken jou pad, en ek ken jou uitdagings. En ek weet hoe moeilik dit is dit. Maar jy is nie alleen nie. Broer en suster, dis God se hart. God wil hoop gee, juis in moeilike omstandighede. Dis die taal van die Nuwe Testament. Vers 13 sê, hy wat my soek, hy sal my vind. Hy wat my soek, hy sal my vind. Vriende, hoop en vrede is God se geskenke vir jou. Interessant is dat hierdie hoop en vrede waardeer word, die dag as jy dit nie meer op jouself staat maak nie. As jy besef, ek is hulpeloos, ek kan niks vir myself doen nie, ek het die Here nodig, dan beteken hoop en vrede vir jou baie meer as toe dit net goed gegaan het. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. Watter vrede praat die Here hiervan? Watter hoop praat die Here hiervan? Jy weet, iemand het een keer 'n kompetisie geloods. Daar was 'n man gewees en hy wil graag die toonbeeld van ware vrede hê. Hy wil graag vir die mense sê, maar dit is hoe vrede lyk. En hy skryf toe 'n kompetisie uit. En hy nooi mense om prentjies te teken, skilderye te maak,
oor vrede. En klomp mense het ingeskryf. En een vir een het mense bymekaar gekom en die skilderye is uitgepak. En so die skilderye een na die ander voor die gehoor verskyn. En elkeen hoor mens 'n sug. En die mense oe en die mense a. Daar was stil lewens gewees, 'n blompot. Daar was skoenlappers gewees. Daar was kinders wat huppel deur 'n groen gras. En toe was daar 2 skilderye oor gewees. En toe hulle die doek van die tweede skildery, tweede laaste afhang, toe sit hierdie tipiese prentjie van groen gras en koeie wat wei. En daar's 'n kabbelende waterstroompie. En daar's 2 kinders wat huppel deur die gras. En die mense is verstom. En die mense se monde hang oop. En die mense skree, daar's die wenner. En hulle sê, daar's nog een. En hulle laat die doek val van die laaste skildery af. En wat sien jy? Jy sien 'n ruwe waterval. Jy sien hoe die water bruis. En jy sien bo die waterval donderwolke met weerligstrale. Jy sien skerp rotse. En aan die kant van die rotse klou 'n boom. Vir al wat hy werd is. En die boom se takkies kronkel al af na die rowwe waterval toe. En op die dunste takkie is daar 'n nesie. En in die nes sit 'n voeltjie. Kalm en rustig op haar eiers. Niks pla haar nie. Alles is onder beheer. Sy is in die nes. En die voeltjie, klein voeltjie wat uitbroei, is nie bekommerd nie, mamma is hier. En sy maak haar vlerkies nog so oop. As iemand haar wil uitdaag. En toe staan die mense op en hulle klap hande. En hulle sê, dis die wenner. Dis die toonbeeld van vrede, van hoop, van kalmte. Broer en suster, miskien bevind jy op 'n dun takkie. Dis kan 'n waterval vanoggend. Jou vrede is nie ver nie. My vrede is nie ver nie. Want die prins van vrede, ja, ons lewe in ons tye in sy hand. Daarom kan Jeremia skryf. Kan hy skryf vir mense in 'n vreemde land, wat werk en nie werk nie. Mense wat leef onder heidense regering. Mense wat skynbaar nie hoop het nie. Kan hy skryf en hy sê, dis God se hart vir julle. Lewe nou. Lewe nou. Hardloop uitbundig deur die hek. Jou spoed neem dalk af. Maar jou opgewondenheid oor die lewe in moeilike omstandighede behoort toe te neem. Want die Here is nie ver nie. Broer en suster, ek ken nie omstandighede vanoggend nie. Miskien luister van u ook na hierdie uitsending uit 'n bed. U kan nie meer loop nie. U kan nie meer mooi hoor nie. Maar u bly waardevol. Waardevol vir die Here. U dra 'n boodskap uit. 'n Boodskap van krag vir die mense wat jou versorg en die mense wat langs jou staan. Want in jou is 'n krag en 'n vuur wat bruis. Wat siekte of dood nie kan uitdoof nie. Lewe nou. Hoop en vrede is geskenke van God vir jou. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed, van oordeenking, terwyl Gerrit vir ons 'n liedjie speel. Wat hoor jy? Wat het jy gehoor? Miskien het die teks jou opstandig gemaak, selfs kwaad gemaak. Miskien het jy vrede. Deel dit met die Here. 'n Paar oomblikke van verposing en stil gebed.
Here, dankie dat U my gebed gehoor het en dat U uitkoms gee. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n pragtige lied, 'n lied wat ook praat van hoop en van vrede. Kom ons staan 588, die eerste en derde vers. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en met ons bly. Amen.
Amen.